in die Here. En ek wil vanoggend half sê, ek dink die boodskap is so tweeling van verlede Sondag se. Sluit daarbey aan. Nie sê bou voor daarop nie, maar die twee lê naby aan mekaar met die tema twyfel is deel van geloof. Hierdie keer uit klaagliedere 3 uit. Oor kla het iemand gesê, die woorde is ook daar op die skerm. Ons hoef nie altyd in die wolke te wees nie. Die lewe is dikwels moeilik. 'n somber, pynlike besigheid. Klaagliedere 3 verseker ons dat daar 'n gepaste plek vir kla is, vir wie klaag is. Ons kan die tragiese dele van ons lewe realisties in die oë staar en weeklaag, ween en treur. Dit is reg om voor God te kla wanneer dit vir ons lyk asof hy ons vergeet of verlaat het. Deel van die boodskap van die Bybel waaroor ons nie baie praat nie. Baie keer, my ervaring, oomblik as ons begin kla of huil voor God, dan dink ons is ongeloof of klein geloof. Dis reg om by God te kla wanneer dit lyk asof hy jou vergeet of verlaat het. Sulke weeklaag kan die geboortepyne van 'n nuwe lewe wees. Nou skep moed, ons gaan nie vanoggend net weeklaag nie, maar ons gaan tog eerlik daarna kyk vanuit die Bybel, soos verlede Sondag, as dit en wanneer dit sal gebeur, wanneer dit swaar gaan, met my of jou as gelowige, hoe lyk dit? Hoe hanteer ek dit? Hoe lyk geloof in my swaar kry? Wat baie van ons mense tog ervaar. Ek weet nie waarmee jy vanoggend worstel nie, maar ek is seker hier of daar oor die kamera is ook mense by die huis wat swaar kry. Kom ons kyk vinnig na die aankondigings. Iemand wat 'n besondere hoogtepunt vier, wat diep spore saam met haar man in die gemeente getrap het. Die eerste predikantsvrou, tannie Judy Viljoen, word Vrydag 94 jaar oud nou. Ons klap maar altyd hande vir die ouens wat 94 word. Ek sê ook gister vir mense, dit gaan altyd goed met tannie Judy. Nie meer fisies nie. Sy kan jou skaars hoor en sien, as haar sig is ook baie swak, maar as jou vrou gaan dit, dan gaan dit met haar baie goed. So sy is vir my 'n voorbeeld daarin. Eredienstye, dis ongelukkig, dis 'n moeilike aankondiging vir die van ons wat nog op skool is dit nog net volgende Sondag. Ongelukkig is daar nog net so 'n weekie oor, is die eredienstyd weer 9 uur. En dan is Herespaar van die eerste Sondag in die nuwe kwartaal af, begin ons met 'n 4 weke reeks, 27 Julie. Jy hoef nie in 'n klein groep of 'n selgroep te wees om dit saam te kom geniet nie. Ons gaan so oor 4 Sondae stil staan by die uittog of die exit reeks uit Exodus uit. Die uittrek, ons ken nie, Exodus is mos die uittrek. Ekskuus, ek moes myself nou eers reg dink hierso. Uit Exodus uit 4 Sondae. Verskillende voorbeelde van uittrek. Maar ons wil jou tog nooi, as jy nie by 'n klein groep is nie, sal dit goed wees, is net 4 weke om jou daartoe te verbind. Hoor nou mooi hoe vertaal ek commit, né? Om jou daartoe te verbind om deel van 'n groep te wees. As jy groep soek, kontak die kerkkantoor. As ons weer met aankondigings begin, daar sit sy Lisma, sal ons weer haar nommer opsit. As jy natuurlik weet van iemand in 'n groep, skakel ons hom daarbey in. Maar as jy groep soek, kontak, ons sal vir jou groep voorsien. Die inligting verskaf waarby jy kan inskakel. Jy hoef nie te wees om die reeks te geniet nie, maar ek dink om die reeks voller te geniet in sy volheid, word deel van 'n groep vir 'n maand lank. Daarna kan jy besluit of jy bly. Ons sluit dan ook die 17de Augustus die 4 weke. Sluit ons af met 'n gemeente ete en 'n spitbraai waarna ons jou nou al nooi. Daar is die besonderhede, sal dit weer meer onder julle aandag bring. Die 17 Augustus is ook 'n nagmaal Sondag en die ete is dan na nagmaal 11:30 vir 12 uur en daar is lamhoender
Nee, lam en hoender, aardappels, curry noedelslaai, groenteslaai, brood nagereg en die prys wat ons daar vra is wat die persoon vra wat die kos maak. Kyk, 'n ou kan 'n keuse maak om die gemeenteete. En kom ons wees nou maar eerlik met mekaar, as ons wil geld maak, dan werk die vrouens hulle half simpel om die kos te maak en ons manne eet lekker. Hierdie een is 'n kuiergeleentheid waarna ons die ganse gemeente uitnooi. Ons maak nie 'n sent wins op hierdie kuier nie. Ons betaal die persoon wat die kos maak. So dis vir manne en vroue, jong mense, kinders, julle is uitgenooi. Julle kan vanoggend al kaartjies in die voorportaal koop en so in die weke wat kom by die kerkkantoor of voorportaal kaartjies beskikbaar, R130 vir 'n volwassene, R65 vir kinders onder wat staan na 11 jaar en kinders onder 4 is gratis. So, it's a bargain vir julle wat baie kinders onder 4 het, maar dit is net 2 en 'n paar van julle. Kom ons as gemeente kuier ook sommer weer 'n slag lekker saam. Sake vir gebed, natuurlik is daar meer sake, maar ek bring die volgende 2 sake onder julle aandag. Tannie Bessie Petser, ons 101 jaar oue lidmaat, is oorlede. So op hierdie stadium lyk dit of die troostdiens op 25 Julie hier in ons kerkgebou 10:00 die oggend gaan wees. Ons bid ook vir haar familie en dan Buddy van der Merwe, hulle in die gesin is ook al lank op ons gebedslys. Kom ons bid spesiaal vir hom. Sukkel baie met sy gesondheid en dan weet ek is ook mense wat hierdie week vir mediese toetse gaan en vir operasies gaan. Kom ons bly maar bid vir mekaar. En dan verdien hy dit, na die avontuurweek is 2 op verlof tot die einde van die maand. So, julle kan met my kontak tot die einde van die maand. As jy dominee soek, bel my. As jy 'n slim dominee soek, wag tot die maand verby is, dan kontak julle met hom asseblief. Kom ons begin, en ons bly net so sit, en ons sing die lied Nader my God tot U. Twyfel is deel van geloof, en hierdie lied sing ons onder andere, U ken my angs en vrees, U staan my by. Daai oomblikke waar jy voel God is ver, U ken my angs en vrees, U staan my by. Vers 3 gaan ons begin deur te sing, waar hartseer, pyn en leed my weerloos laat. Almal van ons ken daai oomblikke in ons lewens. Waar hartseer, pyn en leed my weerloos laat, sal U my nooit vergeet, my nooit verlaat. Kom ons bly net so sit en ons sing die 3 verse van lied 512.
Ons worstel met hierdie goeie. Glo jy dit wat jy nou net gesing het? Dat God ook 'n plan het met lyding. Ons het nou net gesing. Deur lyding bring U my nader, my God, aan U. As ek vanoggend, en ons taak is maar net om die woord van die Here te bring, soos hy dit wil, maar ons bly mense soos jy. As jy vanoggend voel, maar ek weet daarmee ek heeltemal saamstem met hierdie boodskap, soos MG dit vertaal nie, bid daaroor, kontak my. Ek dink ons gaan oor 'n deel van God ook praat wat ons eintlik nie preek nie, wat ons dikwels nie glo nie. Maak nie saak hoe dit met jou gaan nie, dalk lyk jy vanoggend soos daai ouetjies op die prentjie, maar bietjie moeg en moedeloos en klarig. God se liefde vir ons is groot, te groot om te verstaan en onveranderlik, en hy het ook vir jou welkom in sy erediens. Genade, barmhartigheid en vrede vir jou van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Heidelbergse Katekismus, een van ons belydenisskrifte, Sondag 1, vraag 1, vra die vraag: wat is my enigste troos in lewe en dood, in goed gaan en sleg gaan? En ons sing dit nou. Mag ons nooit te gewoond raak aan die wonderlike belydenis en die woorde van hierdie lied nie. Lied 292, kom ons sing staande, my enigste troos in lewe en dood, en daarna kan jy weer die plekke inneem, asseblief. Kom ons bid saam. Vader, Seun, Heilige Gees, dankie dat U deur U liefde vir ons bewaar. Maar Here, U weet en ons ervaar dit elke dag maar ons lyf op verskillende maniere. Die lewe is nie altyd maklik nie. Om God se hand van liefde, sy vrygekoop, sy bewaar, te leef en te beleef is nie altyd so maklik nie. As ons nou sommer dink aan die week wat verby is, het ek die voorreg gehad om 'n paar huise 'n draai te maak. Mense wat oud word en swak word. En nie meer alles so lekker onthou nie. 'n Pa wat moet hoor, jy het nog so, ons gee jou so tussen 3 en 6 maande om nog te leef met kanker. Siekte, dood, moeilike goede. Ons het nie antwoorde nie, nie maklike antwoorde nie, ons baie keer geen antwoorde.
wat hopelik maak dat ons maar net nader by God wil leef. Elkeen van ons, Here, wat hier is, wat ingeskakel is, as kinders van die Here, beleef die uitdagings van die lewe elke dag. En dan het ek nou maar net sommer oor my klein sirkeltjie gepraat in ons land. En die president vanaand weer praat na uitlating deur 'n senior polisieman 'n week gelede. Almal maak gevolgtrekkings, koerante is volgeskryf en die nuusberigte weer klink daarvan. En ons weet eintlik nie wat om daarmee te maak nie. So is daar voorbeeld op voorbeeld op voorbeeld van goeie wat verkeerd loop. En dan is ons nog nie eens by die wêreld vol oorloë en geweld en korrupsie nie. Baie keer maar 'n donker, moeilike, swaar kry wêreld waarin ons leef. Hoe hanteer 'n gelowige dit? Hoe hou ek geloof ten spyte van? Alsou nogtans sal ek in die Here jubel geloof. Here, ek bid vir Tannie Bessie se familie, eintlik maar 'n klein groepie mense, maar ook haar vriende, vriendinne hier by Stella Lont ook, dat U vir hulle sal vertroos. En sy het 'n lewe geleef wat ons almal ryker gemaak het. Vir Tannie Judy en al die uitdagings fisies wat sy ervaar. Sy en oom Jan was die eerste gemeentepaar hier in die gemeente. Dankie vir die voetspore wat sy hier getrap het en steeds trap, al is hy daar in 'n verswakte afdeling. Steeds 'n verskil maak. En dat Vrydag ook sommer net vir haar 'n besondere feesgeleentheid sal wees. Vir die van ons wat gelukkig genoeg is om vakansie te hou, dat U regtig ook sommer net 'n lekker rustyd sal gee en 'n saamweestyd voor ons begin met die tweede hastige laaste deel van die jaar. Kan nie glo ons bid dit al nie. En ja, Here, so vir elkeen se lewe ook die gemeente beplanning, die 4 weke reeks, dat U die saad wat gesaai is in elkeen van ons lewens sal laat val en dat dit sal kiem en wonderlik sal vrug dra tot U eer. Toe en Odette en hulle kinders wat so 'n bietjie kan afvat. Dankie Here vir die avontuurweek, dankie vir baie gelowiges wat uit dankbaarheid vir U hier gedien het. Tieners wat kleinkinders, kleiner laerskoolkinders bedien het. En ook hier bid ons Here dat die evangelie wat hier gebring het sal vrug dra in almal se lewens. Uit dankbaarheid tot U eer. En Here, as ons dan nou die Bybel oopmaak, dan is dit tog nou nie my boek of 'n boek wat ons iewers gaan uitneem het nie, dis God se boek. God se woord in mensetaal. Ek wil so graag hoor die Here met my praat. En hy praat op baie maniere. Maar in die eerste plek gaan hy vanoggend weer die belangrikste plek vir ons met ons praat uit U woord. Dis wat ons dit baie keer bid, Here. Spreek, Here. Ons as die diensknegte en diensmaagde luister, maar meer as dit. Verander, Here, verander ons Heilige Gees om anders hier uit te stap. Dalk selfs om te vra of 2 uur uit te stap wat ons lekker kan gaan kuier rondom middagete. Ons is in verwagting en 'n afwagting. God is hier, God het met my afspraak. God is daar by die huis waar ek inskakel. God het vir elkeen van ons vanoggend 'n unieke boodskap. Dankie Here daarvoor. Amen. Ons lees uit Klaagliedere 3. Twyfel is deel van geloof. Voor ek lees, net so vinnig iets oor klaagliedere as lied, klaagliedere, dis 'n lied, en iets van die geskiedenis van die situasie
voordat ons lees, wat is hier aan die gang op hierdie stadium in die volk van God se lewens? Nou as julle dink hierdie inleiding is 'n bietjie lank, dis deel van die preek. Hou moed, dit gaan nie so lank wees nie. Klaagliedere is 'n akrostiese gedig. Dis 'n vreeslike groot woord. Wat as ons die volgende prentjie kyk, wat dit beteken? Elke strofe begin met die volgende letter van die Hebreëse alfabet. Ek het dit daar vir julle probeer teken. So eintlik kan ons nie doen wat ons vanoggend doen, net vers 18 tot 33 lees. Dis 'n gedig, dis 'n eenheid. Hy hoort by mekaar. Daar op die bord sien julle, elke 3 verse begin met 'n volgende letter van die Hebreëse alfabet. Nou die eerste 2 is lekker maklik, want dit is dieselfde in Afrikaans. A en B. Vers 1 tot 3 is A. Vers 4 tot 6 is B. En so gaan hy aan. En net terwille, as julle dink ek is vreemd en reageer vreemd, ek is blootgestel aan Hebreëus op universiteit. En daar's 'n stukkie Hebreëus. So nou verstaan julle my beter. Dis nie maklike goed wat ons deur is nie. Dit kom uit die Hebreëse Biblica Hebraica Stuttgartensia, en asof dit nie erg genoeg is, jy sien julle, mens lees Hebreëus verkeerd om, nê? Jy begin by die agterkant van die Hebreëse Bybel begin jy lees. Hebreëus is heeltemal verkeerd om. En nou kan julle ons nou sien, vers 1, 2 en 3 is dieselfde, hoe sê mens nou, lettertjie. Daai A'tjie, daai dingetjie wat lyk so X, is 'n A in Hebreëus. Ek weet nie hoekom hulle dit gedoen het nie, want Afrikaanse A, weet ons, ken ons mos nou almal. So julle sien, vers 1, 2 en 3 begin met dieselfde letter. 'n Lang verduideliking om vir jou iets interessants, ek hoop is vir jou interessant te sê, van Klaagliedere 3. Nou, begin die eerste 16 verse, gaan lees dit by die huis, met 'n klomp goed wat iemand aan die klaar doen. 'n Klomp moeilike goede. Ek lees sommer net so vers 2 tot 5 vir jou as voorbeeld. Hy het my die donker ingejaag. Nou hierdie hy, as jy eerste keer die Bybel lees of die klaaglied sing, besef jy nie dadelik is God nie. In ons Bybel staan hy nou met 'n hoofletter geskryf. Hy het my die donker ingejaag. Hy het my laat loop op 'n pad sonder lig. Vir my stoot hy gedurig weg, dag na dag. Hy het my liggaam laat uitteer, my bene gebreek. Hy het my toegebou met 'n muur van gif en ontbering rondom my. Hy maak die donker my tuiste. En so kan ek nou aanhou en aanhou. Dit gaan moeilik met die klaar as 'n gelowige kind van die Here. En dan die ontstellende ontdekking wat eintlik Jesus hier by vers 16, 17, 18 begin, dat hy is God. Wat dit so swaar met my laat gaan. So die ellende waaraan die bidder hom hier bevind en die skokontdekking dat God in sy ellende is baie belangrik dat ons dit sal weet voor ons vers 22 of vers 18 tot 33 verstaan wat ons vanoggend gaan lees. Die verse wat ons gaan lees is eintlik die draaipunt. Daar verander die uitsigloosheid, die kla van vers 1 tot 18 verander dit in 'n nuwe stuk hoop. Omdat waarskynlik die kla se perspektief van vers 18 eintlik van vers 22 af verskuif weg van homself en sy eie situasie. Amper sê hy tel sy kop op, soos wat ons dikwels in die Bybel sien, en hy sien vir God. Kyk weg van net die hier en die nou, en hy sien vir God. En dit maak dat hy onder andere vers 29, julle gaan dit nou hoor, kan sê, miskien is daar hoop. Al sou, nogtans sal ek jubel. Dit wat die lied of aanbetref, soos ietsie van die geskiedenis, rondom klaagliedere, het gaan goed met die volk van die Here, hulle is voorspoedig, hulle kom gereeld in die kerkgebou bymekaar, soos wat ons bevoorreg is om te kan doen, en in die tempel word daar vir hulle geleer, God is aan julle kant.
Hy sal julle nooit in die steek laat nie. En hulle ervaar dat dit waar is. God is aan ons kant. Ons het 'n stad. Ons het 'n land. Ons het 'n tempel. Ons het 'n koning. Alle simbole wat vir hulle teken daarvan is, God is by ons. Dis deel van hulle identiteit, van hulle trots en hulle geloof, en toe word al hierdie goed van hulle af weggeneem. Nebukadneser, Babiloniërs, kom oorwin die onoorwinlike Jerusalem in 586 voor Christus. Tempel word afgebreek, die koning en 'n klomp van die volk word weggevoer in ballingskap, in boeie. Met ander woorde, vir die volk, vir die gelowige verbondskind in daardie tyd, het daar geen teken meer oorgebly van die God waaraan hulle geglo het. Geen teken meer dat God vir hulle goed is. En om dit net nog 'n bietjie erger te maak, en daarmee maak ek klaar met die geskiedenis, het die mense van die tyd geglo, ek dink ons sit ook maar nog met iets daarvan, dat die gode van die nasie wat die oorlog gewen het, vanselfsprekend sterker is as die van die nasie wat verslaan is. Met ander woorde, Marduk, die god van Babilonië, in die gelowige verbondskind se kop en in sy hart, gevolgtrekking wat hulle maak, soos hulle geleer, is met ander woorde sterker as hulle God, die God van Israel. Die volk sit in 'n situasie waarvoor hulle verstaan van God hulle nie voorberei het. Hulle leer oor God, hulle nie voorberei nie. God is dan nou so anders, hy pas nie in dit wat ons vertel is, en dit wat ons geglo het nie, hulle geloof is aan die verdwyn, hulle twyfel. Elke Israeliet bevind hom in die tyd van Klaagliedere 3, elke toegewyde Israeliet bevind hom eintlik of haar eintlik in 'n geweldige geloofskrisis. Nou hoef jy nie hande op te steek nie, maar ek vra die vraag vir my en vir jouself, is jy 'n toegewyde kind van die Here? Twee vrae. En het jy al getwyfel? Was jy al in 'n geloofskrisis? En dalk sommer net die derde opmerking daarmee saam, ek het dit al in die begin gesê, ons beskou as geloofskrisis of dan nou eerder twyfel baie keer verkeerdelik as ongeloof of klein geloof. En ek dink hiermee wil Klaagliedere ons help. Draaipunt in die hoofstuk Klaagliedere 3 van wanhoop na hoop, van twyfel na sekerheid. Ons lees dit saam van vers 18 af. Klaagliedere 3 vers 18. Ek het gedink dis klaar met my en met my hoop op die Here. Die gedagte aan my ellende, my vreemdelingskap is gal en gif vir my. As ek daaroor nadink, draai my gedagtes vas. Ek het genoeg oor hierdie goeie gesê. Maar dit sal ek ter harte neem. Om die rede bly ek hoop. Iemand wat hoop verloor het in die eerste 18 verse, sê ek bly hoop. Hoekom? Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar's geen einde aan sy ontferming nie, dis elke môre nuut, u trou is groot. Ek sê vir myself, die Here is my lewe, daarom hoop ek op hom. Die Here is goed vir wie op hom bly hoop, vir die mens wat nog na sy wil vra. Dis goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Dis goed vir 'n mens om sy las in sy jeug te dra. Laat hy in sy eensaamheid geduldig bly as God hom die las opgelê het. Laat hy hom diep verootmoedig, miskien is daar hoop. Laat hy sy wang draai vir wie hom slaan. Laat hy maar oorvloedig smaad ondervind. Die Here verstoot 'n mens nie vir altyd nie. As hy beproewing oor 'n mens gebring het, ontferm hy hom weer, want sy liefde is groot. Dit is teen sy sin dat hy mense in ellende en beproewing bring. Was jy al daar? Vers 18.
Dis klaar met my en met my hoop in die Here. Ons sê dit natuurlik nie hard nie. Maar ek verwag eintlik van God niks meer nie. Ek word eintlik net bitter. As ek dink aan die onverstaanbare pyn en hartseer in my lewe. Dan kry die klaar weer hoop. Hoe gebeur dit? Waarin is daar vandag vir my en jou? Vir ons as 'n kerk is daar hoop. Kan dit weer met my gebeur? Toe daar rondom die klaar en voor die klaar in sy leer en verstaan van God geen ligstraaltjie meer is nie. Toe kyk hy terug. En sy terugkyk skep vir hom 'n nuwe vooruitsig. Sy terugkyk gee weer vir hom hoop. Geloof is om vorentoe te kyk, vorentoe te leef en soms terug te kyk. Nie altyd nie. Ek is seker ek het ook al hiervan vooraf gesê, 'n gelowige loop nie omkyk na die goeie ou dae nie. Nee, ons nou hoor waarna ons soms kan terugkyk. Geloof is om vorentoe te leef deur die genade van die Here op pad na die wenstreep, maar soms terug te kyk. Daar's tye wat dit moeilik gegaan het met die volk van die Here, hier in die Ou Testament, voor klaagliedere al. Omdat God hulle straf vir die sonde wat hulle doen. Die klaar kyk terug daarna en hy onthou. Nou wil ek eers vir jou vra en vir die paar kinders wat hier is. Is jy soms stout? Weereens, jy hoef nou nie te antwoord nie. Hardop nie. Jy hoef nie nou belydenis te doen nie, behalwe as jy wil. Is jy soms stout? Weet nie of die woord stout vandag nog gebruik word nie. Ons moet nou allerlei nuwe woorde. Doen jy soms goed waarvan jou ouers nie hou nie? Die meeste van ons moet ongelukkig, almal van ons moet ongelukkig ja sê. Nou wat gebeur as jy iets doen, as jy die reëls in jou huis breek? Loop ma of pa of, ja, oupas en oumas moenie by betrokke raak nie, hou julle uit. Loop ma of pa, maar sommer net verby en ignoreer daar waar jy nou regtig verkeerde ding aangevang het. Nee, dit het gevolge. Ek weet nou nie wat 'n gevolge dit, ek hoop dit het gevolge, partykeer word daar 'n bietjie 'n selfoon gevat, of die remote word gevat, of jy moet gaan skorrelgoed was, of sulke goede, nê? Ek weet nie, ek is nou versigtig om oor die tug te praat, dis Bybels, maar is gevaarlik. As ek iets verkeerd doen, het dit gevolge. Dis logies. Of dit behoort so te gebeur, as ma en pa lief is vir kinders, dat ons hulle sal liefde gee, maar dat ons ook vir hulle sal grense trek. En so is dit waar vir die skool, en so is dit waar vir die samelewing, al sê ons maar dit gebeur nie meer nie, vir 'n suksesvolle, sinvolle samelewing, moet daar liefde wees, en reëls. Dis die enigste sekuriteit wat enige een van ons het, tussen liefde en reëls. God dieselfde. Straf en seer kom van ons verkeerde keuses vir sonde teen God. God het nooit pyn bedoel in hierdie wêreld. God wou nie van die begin af sy volk in ballingskap laat beland. Maar hulle het, omdat hulle droog gemaak het. Sonde het 'n gevolg. Word gestraf. Die klaar kyk terug
in die geskiedenis van die volk en hy besef dadelik twee goed. Lyding beteken nie verwerping. Swaar kry wat jy nou ervaar, beteken nie God het jou gelos nie. Op geen manier nie. Wanneer 'n ouer 'n kind straf, is dit juis omdat ons lief is. Ek sê weer, God is nie die outeur van straf nie. Ons sonde is. Daar het dit begin, maar God bly in beheer. En daai stuk swaar wat jy nou ervaar, beteken nie God het jou gelos nie. Inteendeel, dwars deur die Bybel, as God straf op sonde, dan openbaar hy hom as die groot pottebakker, wat altyd met ons besig is. Soms moet ons voorbegin, maar ons nooit los nie. Soos klei in die hande van die pottebakker is ek en jy. Hy vorm wanneer dit goed gaan, kom ons sê dit maar vir mekaar, en ons voorspoed is ons nie so vormbaar soos in ons swaar kry nie. God los ons nooit, al voel dit so. Die pottebakker bly met ons besig. En die tweede ding wat die klaar dadelik besef, maar God se genade is altyd groter as sy tug. Ons moet eintlik nie woord straf gebruik nie. God tug. Tug beteken om in liefde nader te trek. Dis wat ouers ook behoort te doen. Jy moet nie straf nie. Moenie as pa gaan spog, ja, jong pa sal nou nie meer verstaan nie. Ek het my seun 'n korporaal gemaak. Jy weet die 2 strepe lê daar op sy bout. Korporaals 2 sulke, dink 1 streep of ja, 1 of 2 strepe so op die arm gehad. Dit het hom 'n korporaal gemaak. Dit het hom al die mag gegee in die land. Sommige korporaals was belangriker as die president. Maar moenie vir hulle sê nie, dan is ek in die moeilikheid. Dis nie liefde nie. Tug beteken om in liefde nader te trek. My swaar kry as gevolg van my eie sonde is God se manier om my in liefde nader aan hom te trek. Dis nie sy plesier as kinders swaar kry nie. As kinders hartseer is. As gelowiges worstel met goeie wat geen mens, geen dominee kan verduidelik. Want dis hy besig wees om ons nader aan hom te trek. Die klaar kyk terug en hy sien, dis God, deur ons sonde, het God ons gestraf en ons in Egipte beland. Ons het in Babiloniese ballingskap beland, daar waar ons nou is. Maar selfs daar het God ons nooit verlaat. Selfs daar het God ons nie uitgewis nie. En uiteindelik, uit genade wat groter is as straf, het hy ons bevry. Dis waaroor ons van die skool begin oor 2 weke, waar ons gaan praat vir 4 weke. Uittog, uit slawerny deur die genade van die Here. Hy kyk terug en hy sien God se hulp in die verlede en dit gee hom hoop vir die toekoms. Hy kyk terug en besef, vir my van die mooiste verse in die Bybel, die feit dat ek nog leef, dat ek vanoggend hier is nie omdat ek dit verdien nie. Dis die liefde van God vir my. Daar's geen einde aan sy omgee vir elkeen van ons as sy kinders, vir elke mens op aarde nie. Dis elke keer as die son opkom, weer nuut. Maak nie saak wat ek aanvang nie. Hy hou nooit op om vir ons om te gee nie. Dis elke oggend nuut. Die klaar kyk terug op die liefde van die Here, wat te groot is om te verstaan. En dan volg die belydenis van vers 24 tot 26. Ek sê vir myself, die Here is my lewe, daarom hoop ek op hom. Kyk weg van homself, sien God, verstaan duidelik nog nie, daar's nie 'n manier om sy ballingskap te verstaan, sy tempel wat platgeslaan is, sy koning wat in ballingskap weggevoer is, die stad is daarmee heen.
Ek sien vir God ook in my nie verstaan nie. Ek sê vir myself, die Here is my lewe, daarom hoop ek op hom. Die Here is goed vir wie op hom bly hoop. Vir die mense wat na sy wil vra, dis goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Geloof is om terug te kyk en hoop te put. Terug te kyk na God wat in die verlede my nooit gelos het en hoop te put vir die toekoms. Geloof is om te wag op die Here. Daar kom situasies in my lewe en jou lewe waarin ons niks kan doen. Waarin geen mens iets kan doen nie. Dan moet ons wag op die Here. Dis goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Ek en jy leef in 'n haastige wêreld. Nou is daar 'n probleem, nou moet die oplossing gebeur. Vandag nog. Ek is ook so. Ek is veral so. Hierdie wag op die Here is nie 'n passiewe nie, dis 'n aktiewe wag. Dis nie 'n sit op my hande nie. Dis om toe te laat, bly besig met die woord. Ek bly besig met gebed. Ek loop saam met ander gelowiges en huil en bid saam met hulle. Dis wat wag op die Here beteken. Geloof is om soms net geduldig te wees. Veral in tye van kla. En te wag op die Here. En die laaste en die derde ding, geloof is om terug te kyk na God se hand in die verlede en hoop te put vir die toekoms. Geloof is om te wag op die Here en geloof in my swaar kry is om God toe te laat om God te wees. Ek weet nie van jou nie. Moet versigtig wees om nie God in my verstaanbare blokkie in te druk nie. Die regter is ook redder. Die God wat straf is ook die God wat red. Dalk moet ek dit omdraai. Ons glo hy is die redder. Dis maklik. Dit preek ons baie. Maar hy is ook die regter. Die een wat red deur Jesus Christus, dis die hart van die evangelie, is ook die God wat straf wanneer ek volhard in sonde. Maar altyd is die onverstaanbare God wat baie groter as my blokkie is die genadige God. Bo verwagting, betroubaar en goed. Hy is en bly in beheer. Daniël 2 vers 21, ook een van die mooi verse. Ek het by die aftrede oor dit tot hierdie eerste deel van die jaar, einde verlede jaar, het ons deur die boek Daniël geblaai. Daniël 2 vers 21, beland die jongman en sy 3 vriende in ballingskap, vreemde land, is weer eens die Babiloniërs wat so droog maak. In opdrag van God, laat God dit toe. En dan maak Daniël hierdie belydenis. Pas dit so 'n bietjie toe op ons land, op ons wêreld? Dit is hy, dit is God, wat konings afsit en konings aanstel. Ek julle gesê, ek gaan julle iets gee om oor middagete te praat. Terwyl hierdie klomp Babiloniërs my wegvoer met geen goeie bedoelings, van my as jong man, besondere toegewyde, begaafde kind van God, 'n Babiloniër wil maak, wat dink en doen en glo soos hulle, bely Daniël. Dit is God wat konings, ook hierdie Nebukadneser wat nou in beheer is in 'n vreemde land, met vreemde gode, dis hy wat konings afsit en konings aanstel. In sy swaar kry en twyfel, ontdek hy klaar opnuut wie God is. Wie God ook in sy haaglike omstandighede is. En hier's vir jou nog 'n bietjie middagete gesprek. Ons het dit gelees. Ek is besig om klaar te maak. God verstoot 'n mens nie vir altyd nie.
My sonde maak dat daai dag soms in my lewe kom, waar God moet straf. Waar God verstoot, maar hoor hierdie vers, nie vir altyd nie. As hy beproewing oor 'n mens bring, hoekom haal ons God altyd uit beproewing uit? Dis dan die wêreld of die duiwel of wie ook al wat swaar oor my lewe laat kom. Hier staan dit. As God beproewing oor my lewe bring, hy is en bly in beheer. Hy stel konings aan en haal konings van trone af. Ontferm hy hom weer, want sy liefde is groot. Dis teen sy sin dat hy mense in ellende en beproewing bring. Ekskuus laat ek dit 3 keer sê. Ons moet net mooi verstaan. Dis ons sonde wat veroorsaak dat ellende in die wêreld ingekom het. Dit was nie God se plan. Maar nou is dit hier. Dis hy, die pottebakker wat met ons besig is, wat in liefde ons nader aan hom wil trek. Dis hy wat met ons besig is, maar dis teen sy sin dat ek en jy in ellende en beproewing beland. Hy wil eintlik nie ellende en beproewing in ons lewens bring nie. Maar soms laat ons hom geen ander keuse. Geloof, ek sluit af, is om alles te weet. En vir alles seker te wees. Geloof is om nooit te twyfel. Ek hoop julle sal teen hierdie stadium weet, dis nie waar nie. Absoluut nie waar nie. Geloof is soms om oorhoops met God te wees. Geloof is om my in 'n onbekende God vas te loop wat nie pas in my blokkie nie. 'n God wat mag het om oneindig meer te doen as wat ek bid of dink. Geloof is om 'n tyd van kla en twyfel terug te kyk en op die seënende, liefdevolle God te wag. En te weet dit is in sy aard om op te daag. Geloof is om in my onseker en twyfel en trane terug te kyk. En vir my en jou vandag terug te kyk en 'n leë kruis te sien. Nie heeltyd loop en terugkyk nie. God gaan met ons vorentoe, maar terug te kyk en 'n leë kruis te sien. 'n Leë kruis, halleluja, lied 80, waar die Heiland bewys die liefde wat hy vir my het. Al sien en voel ek dit nou glad. Daar is alles voldaan en die vyand verslaan. Daar word ek van sonde gered. Ek gee vir elkeen 'n paar oomblikke om terug te kyk vanoggend. In geloof, terug te kyk na die pad wat God met jou geloop het. Terug te kyk en weer hoop en moed te kry vir vandag en vir môre. God te sien en kans te sien. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dis elke môre nuut. Amen. Ek hou van daai prentjie. Hy's nou nie so duidelik nie. Dis 'n kar se triespieël wat nou daar rondom is. En in die triespieël staan 'n verligte kruis. Gee 'n paar oomblikke om dit te doen en die triespieël te kyk. Dalk op 'n onseker pad vorentoe. En weer nuwe moed en hoop te put. Want daar's 'n kruis waar die Heiland bewys die liefde wat hy vir my het. Gee 'n paar oomblikke vir stil gebed.
Here, ons bid op grond van u goedheid, laat ons nie alleen met ons twyfel en vra nie. Laat ons nie alleen met ons angs en eensaamheid nie. Laat mense wat nie meer kan glo nie, tog nie alleen nie. Laat mense wat nie meer wil leef nie, tog nie alleen nie. Ons bid om geloof in u genade. En ons dank u dat u ons nooit alleen los. Ons bid op grond van u barmhartigheid. Op hierdie aarde gaan dit onbarmhartig daaraan toe. Mense word in oorloë en hier plaaslike misdaad vermoor. Mense word deur ekonomiese sisteme uitgebuit. Mense word deur die onregverdige verdeling van bates tot hongersnood veroordeel. Ons bid, Here, om u ontferming, vir u waarheid. Ons buig voor u wat konings aanstel en konings van trone afhaal. Here, ons bid op grond van u trou vir ons, vir my, soms klaand en hooploos, dat dit nie verby is met ons, en met ons lewens, en met die kerk nie, met ons huwelike en ons werk nie, met ons geloof in ons kerk nie. Daarvoor dank ons u, Here. Omdat u omgee in liefde groter is as ons geloof en ons ongeloof. Prys ons u. Die God van Israel, die God van Jesus, ons God en Vader. Amen. Lied 459. Ons Vader, alles in die lewe het deur die wil tot stand gekom. U het lig geskep naas duisternis, naas nag 'n dag wat helder is. Vers 3 sing ons: U hande skep die weerligstrale, die donderwolk wat water dra. U bring die storms oor die velde en skenk die kalmte ook daarna. 'n God in die donderstorm, 'n God in die kalmte na die storm. En dan vers 4 getuig ook hiervan. Daar is twyfel, plek vir twyfel en geloof, maar God is altyd daar, en voor in teëspoed in die lewe met sy soetheid, maar ook die pynlikheid daarvan. God los ons nooit. Pottebakker, vorm ons, maak ons soos hy wil. Kom ons sing staande lied 459 vers 1, 3 en 4 en daarna seën ek u in die naam van die Here.
Die Here seën en beskerm ons. Deur sy liefde, as ons terugkyk, besef ons het nie. En daarom sal ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut.